op die einde van die dag maar verwerping waarna gelei het en ja, een ding na 'n ander ding toe ek tik gebruik weer en ek is Pierre Albrecht Opperman, ek is van Mooinooi af. So ja, my storie het alles daai kan begin. Ek het 'n wonderlike baas waarvoor ek werk. Jason is sy naam. Ja, ek het baie goed gewerk daar, hulle het my geleer om te lynboor en alles. En ja, dit is goed. Ek was vir 2 jaar terug, toe was ek hier gewees. Toe was ek regtig uitgekom het en alles. Ja, het pad het goed geloop, elke Sondag in die kerk, elke Woensdag homesal, meeste van die kere. En ja, toe Desember kom het ek hoë verwagtinge gehad dat iemand in my familie of so vir my kan uitnodig na 'n braai toe of iets, want dis ek heeltemal alleen. En ja, tyd het gekom en tyd het gegaan, niemand het my gebel nie vir 'n braai te reël of enigiets. Sy was heeltemal alleen by die huis en ja, dit was op die einde van die dag maar verwerping waarna gelei het en ja, een ding na 'n ander ding toe ek tik gebruik weer en ja, toe het ek gehoop ek gaan dit onder beheer kan hou. Toe heel duidelik nie. Toe het dit net spontaan hand uitgeruk en ja, my baas het na my gesoek. My voorman het ek in die oggende saam gery, hy het dit vinnig agtergekom van okay, ek verslaap goed. Kort daarna toe dink almal ek ly aan depressie en so aan. So ja, ek was na dokters toe, sielkundiges toe, hulle het my depressiepil gegee. Waar ek direk op 'n depressiepil geklim het en dit ook wel gebruik het met die depressiepille. So ja, dit het baie viesig geword. En ja, toe by my baas my toets die een oggend. Dit was nou in Februarie en toe sê hy vir my, luister, ek kan nie toilet toe gaan nie. So ja, hy het gesukkel met die toets, het hom gekos dat hy my halfpad Rissenburg toe moet vat vir bloedtoetse. Toe sê hy vir my, okay, luister, draai my om. Ek is op tik. Ek wou dit nooit admit het nie. Dit was vir my baie moeilik. Want dit was my baie vernedering, omrede ek klaar een keer na skool af gekom het om skoon te kom. Ek was 'n wonderlike mens toe gewees. En ja, laat net so 'n klein ietsie kom veroorsaak dat ek teruggegaan het. Maar ja, toe kom my sê vir my, ek het teruggeval en alles. Toe ja, toe wou my help om terug te kom goed. Ek wou met alle mag nie. Dit is moeilik. 'n mens wil nie aldag hê. Maar ja, dit is maar net omdat die duiwel met jou werk en hy wil nie hê dat jy gered word en hy wil nie hê dat die Here jou help nie. So ja, ek het weer my hart oorgegee vir die Here. Ek het die Here baie mooi gevra dat al het ek van die pad af gegaan, dat hy my net weer moet help. En wat ek net geweet het, ek het nie die mag in my om dit alleen te doen nie. En ja, daar waar dit moeilik gegaan het, daar waar gewoonlik 4 spore was daar op 'n oomblik net 2 spore waar die Here my gedraai het. Letterlik het dit my 3 dae gevat om hier uit te kom in Appington. Want ja, ek wou nie geluister het nie. En ja, hier is ek vandag gered en skoon gewas. So ja, vir julle aan buitekant, onthou net Lukas 1:37, niks is onmoontlik vir God nie. Die eerste keer hoekom ek hiernatoe gekom het was baie moeilik. Dit byt my nou en dan nou nog. Ek het 'n kind saam met 'n dierbare vrou gekry en ja, dinge het nie uitgewerk nie. Ons was uit mekaar uit. Ek was heeltemal teen dwelms gewees daai tyd. En ja, toe dinge nie tussen ons uitwerk het, dit was baie finansiëel was dit probleme gewees. Ja, dit was stressvol, daar was te veel druk en ja, familie en my familie pas nie lekker ooreen nie. En ons albei het ons foute gehad en wat en ja, net besluit die verhouding gaan nie meer werk nie. Dit het my emosioneel gebreek tot op so 'n vlak toe dat ek nie meer omgegee wat om my aangaan verder nie. Ek het dadelik in tik ingewandel
in drank in, dat 'n dokter my voorgeskryf het dat ek alkoholist is. Toe drankie mee kon werk hier, was dit dadelik tik, daga, cat. Ek was heeltemal van die pad af gegaan. Want ja, het my baie gebreek. So ja, toe kom ek na School of Fire toe. En ja, hulle het my gehelp. En al sulke lekker dinge. So ja, ek het almal vergewe daai tyd en alles. Ek en my seun het mekaar nou en dan gevideo call. Nou en dan gesien, alhoewel dit hoe moeilik was en goed. Maar ja, vir nou vir eers draai ek net van hom weg te bly, dat ek net aan myself nog meer kan werk. Dat ek net seker kan maak ek is 100% reg. Ek het die aanbod nou al om huis toe te gaan alweer. Maar ek voel diep binne my nog bang. Ja, ek wil nog eers baie oor bid, seker maak dat as ek die keer uitgaan dat ek 100% reg is. En dat as die Here my roep, ek weet nog nie 100% wat my roeping is nie. Ek geniet my werk 100% baie. Almal weet ek like my werk, maar ja, ek is net bang die Here het ook 'n roeping vir my daar buitekant. Wat hy wil ek moet verder vat, so ek wil ook nie graag oor bid ook nog eers. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorweet hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Nee, dwelms baie goedeke vooral tik. Kyk, daar so mooi werk het so. Ek het 'n werk gehad, het 50 tot 100 rand betaal vir 'n pakkie vir 1 gram. As jy op straat is, daar betaal enigiets van 20 tot 25 rand 'n gram toe. So ja, en ek was 'n gambler. Ek het baie vriende daar so daai kant wat op straat was en goed. En dit is my moeilik om hulle te help want die duiwel is ook beide rand so sterk daar. So ja, dit is moeilik, maar ja, dit is redelik goedkoop. So dit is 25 rand of 50 rand toe vir 'n baggie. Hoe kry jy dit in die hande? Ja, dis op elke hoek en draai. Jy is my baas sê jy met 2 weke gaan ek Transvaal skoon toe kom. Maar toe sê ek vir hom ook, dit is nie so maklik nie, want die Nadia, as ek het so kan sal, kom tot by my werk op 'n fiets en kom laai vir my af. So ja, en dit is buite die dorp met 2-3 kilos. Hulle worry regtig nie. Hulle soek jou net verslaaf daaraan. So ja, dis oral beskikbaar. Ja, so ek het minimaal te gerook, meestal gesnyf, maar wat hy doen is dit spike jou dopamine vlakke baie hoog, so jy voel baie energetic en al jou emosies en so kan ek sê sluit dit af. Jy dink nie meer aan alledaagse probleme nie. Ja, hoe kan ek sê, jy voel volmaak, jy voel asof jy nie meer probleme het nie. So ja, op die ou van die dag is dit daar so om al die emosies so goed weg te vat. Wat verkeerd is, want ja, dit begin klein en dit word net groter en voor jy weet as jy verslaaf binnekort. Enige tik Erika buitekant kan vir jou dieselfde sê. Binne 3 maande as jy voel die hoek. Dit voel nie so in die begin nie.
en daarom begin jy te steel en allerhande goeders net om dit in hande te kry. Het voel lelijk, dit voel asof jy iemand kan iets aandoen, net om R50 aan die hande te kry, om het net weer in die hande te kry, soos ek daagliks kan onthou. Ek kon nie wag vir 4 uur is huis te gaan tyd vir my. Ek kan nie wag om 4 uur by die huis om te kom, om weer dan my supply is by die huis, dat ek weer kon gebruik het. So, ja, 'n mens wou net nooit uitgehardloop het nie. Ek het gewerk het, die voordeel daaruit getrek van, dat mens nie daarvan uit kan hardloop hê. Maar ja, my depressiepil ook het 'n groot uitwerking op my gehad. Veral toe ek hier aangekom het, dit was moeilik, ek kon vir 5 dae, kon ek nie die bed uit opstaan nie. Hulle het my louter gesukkel om my by etes te kry. Direk na etes was ek terug in my bed vir 5 soliede dae. Met al die onttrekkings van tik en depressiepil, alles in een. Dit was moeilik, maar ja. Ja, kyk, dit is moeilik, want die depressiepil is daar om jou meer onder beheer te hou. Want een is 'n downer en een is 'n up. Yep. So wat maak dit as jy nou meng? Ja, as dit meng, so, ja, as mens dit so kan vertel, ja, daar's ander drugs wat buite ook, soos mandrugs en so aan. So, jy gebruik jou downer, dan gebruik jy 'n upper en dan weer 'n downer. Dan as jou upper weerslaan, dan is jy verby die wolke en oor, so ja. Dis maar hoe mense dit meng. So ja, baie mense as hulle nie op tik is, dan kry hulle daai hoe kan mense dit vertel? Hulle het daai ding binne hulle om baie te praat en hulle voel vry en wonderlik. Nou wil hulle met almal praat, so dan gee hulle dadelik vir daai ouetjie net weer mandrugs. Dan kom hy net weer af. Dan is hy weer hier op aarde soos 'n mens soos enigiemand anders. Wat doen die goed in nou se liggaam? Ja, dit verniel jou, kyk aan. Dit het my tande gekos die eerste keer. My tande was 'n wrag gewees, so erg dat toe ek teruggekom het, het my baas gesê, "Joh, dit lyk soos 'n skande om elke oggend op te staan en spieël te kyk vir jouself. En jy weet jy het dit oorwin, maar tog herinner jou tande vir jou terug aan dat jy addict was aan tik. Kom ons tot op die ooreenkoms en hulle het my gehelp dat ek moet ingaan vir 'n operasie om my tande te trek. So ja, daai het my baie gehelp. Maar ja, so moet ons ook onthou van ons wortels. Dat is al ons wortels moet ons slaag raak van. Want 'n klein ding soos verwerping kan veroorsaak dat jy op jou einde terugval en weer van voor af moet aan jouself werk. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. Dat die Here hom lief het en ek as 'n vriend wil jou oorreed, want ek wil ken jou nie dalk, ek het al vir baie keer vir mense ook hier buite kan gesê, ek ken nie jou verlede nie en ek weet nie presies wie jy is nie. Maar die Here het jou lief en op die einde van die dag moet ons kies hemel of hel. En dis alrede hoekom ek ook teruggekom het, want ek wil graag hemel toe gaan. Ek wil nie hê dat 'n verslawing die oorsaak is dat ek hel toe moet gaan nie.
Ja, so onttrekking as jy daarvan jy besef, jy gaan dit nou heeltemal los. Kijk, ja, ek op buitekant het nie onttrekking eers een keer gevoel nie, want ek het so konstant gebruik en so baie dat ek nie onttrekking gekry het nie. Maar toe ek hier inkom, toe was dit wild. Ja, so ek sê 5 dae in die bed, ek kon nie uitkom nie, ek letterlik nie gaan eet en dan sy terug in die bed. Onttrekking is vreselijk, dit hang van persoon tot persoon af, maar ja, soos hulle gesê het, as ons bid daaroor oor die onttrekking goed, dan maak dit ook dinge baie makliker. En die familie hierso maak dit ook baie makliker. Almal check op jou, hulle is daar vir jou. Want op die einde van die dag was ons almal al daardeur wat jy is, meeste van ons. So dit maak alles net makliker. En hulle kom check op jou en bid vir jou. Dit help dat die onttrekkings nie so erg is nie. Ek het ook nie die onttrekkings so baie erg gehad nie, toe ek af van dit afgekom het. Ek was baie moeg en alles, maar ek ken ouens wat spytig goed, ek het nie gespyt nie, maar ja, spyt daar buitekant is baie, dit is erger sal ek sê. Die onttrekkings is erger. Ja, kyk daai. Daar is baie weird. So, die depressiepil was vir my die ergste kan ek sê, want dit was 75 mg shot. Party mense kom in sy 10-20 mg. Hy ingekom 75 mg, wat 'n baie hoë skedule is vir my liggaamsgebou ook. Toe ek dit los, my brein het sulke waves gemaak. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar dit was moeilik en ek kon nie ver loop nie en ek kon nêrens uitkom nie en ek het vergeet van alles en ek kon nie onthou waar ek wat neergesit in die begin nie. Dit was vir my baie moeilik en ek het myself nie as so 'n persoon geken nie. Ek kon altyd onthou waar sit ek wat neer en ja, ek is amper beskou as 'n perfeksionis, maar ek weet tog ek is nie, maar ek weet vir 'n feit as ek iets neergesit iewers kon ek onthou waar dit is. Met die onttrekking van die pille, kyk dit was baie moeilik. Ja, my brein het baie weer gemaak. So ja, dis asof my brein, ek weet nie vir my gelieg het. Ek sit iets daar neer, maar as ek terugkom dan is dit nie dan, dan is dit iets anders. So ja, dit was ook moeilik om van dit af te kom. Ja, kyk, ek weet die Here was met my daar, nie toe ek het gekoop het nie, toe ek het gevat het nie, maar die Here was tog daar en hy het vir my gesê, vat tog uit my hand, maar ek was so seer gemaak op daai oomblik en goed, dat ek vir die Here gesê het, Here, ek het hierdie, en ek het die naai gesê, gee my die pakkie tik, dat ek het van al hierdie pyn en goed kan ontslaa raak, en die Here net kan aangaan, so vorentoe, en ja, dit het nie uitgewerk nie. Ja, boodskap, ek weet nie hoekom nie, maar al wat ek hier altyd kry, van ek daai tyd hier in uit was, weer terug hier in was, bly Lukas 1:37 net die hele tyd met my. Niks is onmoontlik vir God nie, ons almal moet dit al buitekant onthou, niks is onmoontlik vir God nie. Hy kan alles doen, hier sit ek vandag, en al was dit hoe moeilik, ek bel my ma nodig op 'n video call, ek sê vir, ek was huil toe, ek het voel so ek huil toe nou vas vir 2 of 3 kere, ek gaan nie weer nie, want mens weet nooit wanneer is jou laaste keer wat jy gebruik nie, so ja, wat ek sal sê is, hou sy vas aan die Here, neem die Here aan in jou lewe, wonderwerke gebeur, hier sit ek het al hoeveel keer gedink, kyk hoe ek moet dood wees, en tog gelukkig is ek nie, en ek is dankbaar daarvoor, want ja, ek sal heel duidelik nie in die hemel opgeëindig het nie. So ja, dit begin alles by drang, by nog 'n sigaret. Kom, stop daarmee, vat die Here aan, neem die Here aan, bid, vra vir genesing, die Here sal jou help, die Here is daar vir ons, elke step of the way, so ja. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire,
kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Spear International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en André Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.